Wat kan besighede doen en wat gaan Sakeliga en IASA doen aan die wet op gelyke indiensname en die regulasies van die minister oor rassekwotas, geslagskwotas en gestremdheidskwotas wat werksplekke gaan vernietig? Saam met my in die ateljee vandag is Jaco Swart. Jaco is nasionale bestuurder van IASA. IASA en Sakeliga het saam hierdie litigasie aangepak. IASA is kundig oor hoe om arbeidsreg aangeleenthede te hanteer. Ons het vir heel wat besin saam met hulle, nie net in aanloop tot die litigasie nie net in die voortgaande hofprosesse waarmee ons besig is nie, maar die Jaco hulle by IASA staan elke dag gereed om sakelei te adviseer oor wat en hoe om hierdie regulasies te hanteer. Jaco, welkom by die gesprek. Baie dankie, Piet. Jaco, van 1 September af is daar nou regulasies oor gelyke indiensname wat sogenaamd toegepas moet word. Ek wil self sê sogenaamde regulasies, maar daar is 'n bepaalde regswerking daaraan. Jy van die IASA, kan jy vir my en vir die kykers sê, wat is die implikasie tans vir werkgewers in gevolge hierdie regulasies? Ja, dankie, Piet. Wel, soos baie wyd berig is, het die Hooggeregshof onlangs ons aansoek om 'n interdik om die regulasies te stop van die hand gewys. Ons dink die uitspraak van die regter is baie gebrekkig, maar ons gaan 'n bietjie later daarmee deel. Maar wat die effek daarvan is dat vanaf 1 September effektiewelik word nou verwag van werkgewers wat meer as 50 werknemers in diens het om te voldoen aan die regulasies. So hulle moet nou begin om 'n werkplekprofiel saam te stel, met ander woorde, vir die departement te wys hoe lyk hulle werksplek uitdruk in terme van rasse-demografie as ook geslagsdemografie. En dan moet hulle begin doelwitte stel om te probeer om hierdie teikens wat nou vir 2030 gestel is te bereik. So dit 'n massiewe implikasie vir werkgewers en dat hulle basies moet half probeer om hulle werksplek her te ontwerp nou oor die volgende 5 jaar om te probeer om by hierdie arbitrære teikens van die kwotas van die departement uit te kom. Nou dis grondige implikasies, dis moontlik vernietigende implikasies vir 'n werkgewer, en of jy nou probeer om alles presies te doen soos die minister sê of probeer om niks te doen nie, alle aspekte hiervan het risiko. In die gees van van die res van die gesprek wil ek vra, hoe kan werkgewers te werk gaan om hulle risiko hier te minimeer, so min as moontlik regsrisiko's ten opsigte van die minister te beloop, maar ook so min as moontlik besigheidsrisiko's te loop, want as hulle dis onmoontlike kwotas en die hele ekonomie sal vernietig word. So onmiddellik roep dit ook etiese implikasies op. So hoe minimeer ons besigheid en ons regsrisiko's en hoe maksimeer ons korrekte etiese optrede? Ja. So ons voorstel van die IASA se kant af sal wees uit 'n besigheidsbeginsel oogpunt is om aan te hou aanstel op meriete. Dit maak nie sin vir enige besigheid om op om teikens probeer nakom wat deur iemand anders buite die besigheid saamgestel, wat nie die unieke omstandighede van die besigheid in ag neem nie. Wat nie in ag neem wat nodig is in die besighede, wat se vaardighede nodig is in die besighede nie. So wat ons sal voorstel is dat werkgewers hierdie prosesse volg sover as moontlik, maar nie van meriete afstand doen nie. So skryf op jou een vorm liever, dis die vorm wat bepaal dat werknemers hulle self moet klassifiseer per ras en geslag. So maak 'n nota op dit om te sê, werknemers is nie verplig om hierdie te voltooi vir jouself te klassifiseer nie. Voltooi die vorm, want wat is verplig om te voltooi? So teken hom, dateer hom en sê, wat is my ras? Ek weet nie, daar's geen kriteria nie. So werknemers is nie verplig om hulle self op grond van ras te klassifiseer nie. Daar's 'n vorm, maar hulle kan dit voltooi sonder om hulle ras te klassifiseer. Hulle sê net, ek gaan nie daai voltooi. Want die vraag is, hoe klassifiseer jy jouself? Wat is die kriteria? Moet ek jou DNA-toetse gaan doen? Wat se toetse? Daar's geen wetgewing heidaglik vir bepaal hoe ras geklassifiseer word nie. Ja. So hoe doen ek dit? So is 'n geregtige beswaar van 'n werknemer om te sê, ek weet nie myself te klassifiseer nie. Goed, so een van die eerste goed wat kan gebeur in die verrekening van hierdie regulasies is nou, goed, daar moet 'n EEA vorm en voltooi word, en dit word deur die werknemer gedoen word. Werknemers is nie verplig om hierdie te doen nie, en 'n werkgewer kan ook nie dwing dissiplinêr om dit te doen nie. So as hulle dit nie doen nie, dan onmiddellik skep dit komplikasies vir die regering. Hulle moet maar hierdie rasseklassifikasie reëls skep as hulle wil, maar ons kan nie dit van werknemers verwag nie. Ja, ons insiens is dit mag dalk 'n wetlike of 'n wettige instruksie wees
maar dit is waarskynlik nie 'n regmatige of 'n redelike instruksie nie. Ja. Want hoe verwag ek van 'n persoon om jouself te klassifiseer sonder enige aanduiding van hoe ek dit moet doen? Ja. En op daai basis voel ek dit is waarskynlik nie 'n redelike opdrag aan 'n werknemer nie. En daar's 'n ander moontlikheid en dit is dat werknemers iets invul waarmee die werkgewer dalk nie saamstem nie. Korrek. Of hoe weet die werkgewer of hy moet saamstem of nie, maar dan gee hy daai deur en dan ontstaan daar regsrisiko's ten opsigte van hom en die werknemer of hy die ou se selfklassifikasie aanvaar en ten opsigte van hom en die staat of die staat aanvaar wat hy sê. Absoluut, en daai risiko gaan nog verder want die regulasies bepaal nou as 'n werknemer homself nie klassifiseer nie of die werkgewer is van mening dat die klassifikasie verkeerd is, op watter basis weet ek nie. Dan moet die werkgewer nou besluit wat se ras is hierdie persoon. En hierdie is baie interessant want ons gaan nou nog by nog dinge kom, maar net uit 'n internasionale oogpunt, daar's 'n klomp maatskappye wat vol filiale is van internasionale maatskappye in Suid-Afrika. Ja. En hierdie is eweneens op hulle van toepassing. Absoluut. En nou, dis 'n tamaletjie wat ontstaan en dit kom in ons litigasie kom dit ter sprake. Ons het eers verklaringe van maatskappye Ja. wat sê ons is buitelandse aandele wat ons hier gedwing word om te doen, word ons verbied om in Duitsland te doen. Ja. So nou, as jy internasionale maatskappy is of jy moet aan sekere etiese standaarde voldoen en dit word later 'n klag teen jou gebring dat jy het mense geklassifiseer teen hulle eie selfklassifikasie. Dis 'n hengse regsonsekerheid wat die minister jou nou dwing om te gaan probeer intree. Ja, nee, absoluut. 'n Internasionale maatskappy het nog 'n groter tamaletjie soos jy sê, want hulle mag dalk hulle eie huishoudelike wetgewing het hierdie tipe van diskriminasie verbied. So ek weet nie hoe hulle daarom gaan navigeer nie, maar dit skep 'n massiewe probleem vir hulle. Goed, so een van die eerste goed wat werkgewers hier in ag moet neem is dat werknemers nie verplig kan word om die EA te voltooi nie en trouens dat die werkgewer ook geen manier het om te weet of hy dit as korrek kan aanvaar of nie. Ja. Dis 'n probleem. Goed, nou kom ons daarby dat daar een of ander vorm van minimum nakoming is om jou risiko's te minimeer. Hoe lyk dit? Een van die vereistes is daar moet sogenaamde planne ingedien word. Ja. Hoe lyk ons tydlyne daar en hoe lyk die minimum manier om jouself te beskerm? Ek weet dit wissel van geval tot geval, maar gee ons 'n paar riglyne. Ja, so 'n paar goed wat jy gaan moet doen, wanneer jy jou werkplekprofiel saamstel, moet die werkgewer nou basies raai wat die rasseklassifikasie van sy werknemers is. As hy betwyfel wat sy werknemer vir hom sê of as hulle dit nie voltooi het nie, en selfs as hulle dit voltooi het, kan hy dit aanvaar of nie aanvaar nie, ons weet nie. So stel voor dat wanneer jy jou profiel doen, jy aandui op die vorm dat jy gedurende gedoen het na die beste van jou vermoë, maar jy kan nie sê of dit reg of nie reg is nie. Jy het geen kriteria om te bepaal nie en dis wat jy kon doen. So net om daai punt te beklemtoon. So ons beveel aan dat in watter minimum nakoming jy ook al doen ooreenkomstig jou eie adviseurs of as hulle nie ASA se advies kry, voeg daarby 'n brief wat sê ek doen hieronder beswaar. Ja. En jy vra van my minister Nkosazana Meth om goed te doen wat ek nie weet om te doen nie en jy weier self so ek meen ons skryf dit nou in mooier taal in die konsepbrief, maar Ja, ek dink mens moet 'n bietjie verder gaan. Na jy ingedien het uiteindelik moet jy 'n skrywe stuur aan die direkteur-generaal om te sê luister, ek weet of hierdie rasseklassifikasie korrek is nie. Ek het geen kriteria nie, my werknemers het of het nie geklassifiseer nie. Aan die hand van dit kan ek dit nie aanvaar nie. Die teikens wat ek gestel het, op my 5 jaar teiken het ek gedoen oor dwang. Dis arbitrære teikens totaal en al. kom ons staan gou 'n oomblik stil daarby. So jy wil nou hierdie plan, sogenaamde plan wat jy nou moet indien. Ja. Voor die wetswysiging kon jy jou eie teikens op die plan invul. Korrek. En dan kom mens nou gesprekke voer maar dis jou eie teikens. Ja. Die groot verskil hier is onder die naam daarvan dat nog steeds teikens is, het die minister nou egter gaan bepaal wat jy op die vorm moet invul. So dis bizar. Die minister sê wat jou teikens moet wees. Sy vra van jou om daarbey te teken dat jy dit gaan nakom asof dit jou eie teikens is, maar sy sê wat die getalletjies moet wees. Ja, dis heeltemal korrek. En as jy kyk na miskien moet jy dit onderskeid tref tussen wat sy gestel het. Sy het 'n 5 jaar taak gestel. Met ander woorde, waar jy moet wees in 2030. Nie volgende jaar nie, in 2030. So jaar 1 tot 4 kan jy nog steeds jou eie doelwitte stel, so dit noem, ten einde te poog om die teikens te bereik. So dit beïnvloed jou heeltemal, want jy kan nie jou doelwitte nou stel om jou unieke omstandighede van jou besigheid in jou sektor te pas. Ja. Jy moet jou doelwitte nou stel om probeer om daai teikens te bereik. Ja. So jou vryheid is heeltemal weg om jou eie doelwitte te stel, jou eie teikens te stel. Ja, en ons sal daai kwessie nou behoorlik in die litigasie, Ja. ons is op pad grondwet of toe, ons is nog verder, ons gaan nou net daar praat, so ons sal dit nog in die hof uitspook. Maar met ander woorde, dis 'n verligting vir besighede om te weet, hulle hoef nie hulle self nou te gaan kompromiteer met teikens van jaar 1 tot 4 ten minste nie. Hulle
kan invul wat hulle in elk geval beplan om na te kom, of te bereik of nie te bereik nie, ooreenkomstig hulle omstandighede, maar dan nou in jaar 5 het die minister nou vir jou gesê wat jy moet voltooi, en dis waar hierdie beswaarbrief weer inkom, waar jy sê, ek het hierdie onder beswaar voltooi, ek dink nie ek kan daarby uitkom nie, en ek vul dit in omdat die minister gesê het ek moet, maar daar's nie 'n manier nie. Ja, kyk, ons beveel aan dat alhoewel die regulasies sê jy moet jou doelwitte stel ten einde poog om hierdie teiken te bereik. In ander woorde, jy moet half 'n proses volg om daarby uit te kom. Stel ons voor, jy stel jou doelwit wat gepas is vir jou besigheid. Ja. En berei nou al reeds voor dat jy dalk aangevat gaan word deur die departement. Jou regverdigingsgronde in plek het om te sê, maar ek het nie groei in my besigheid nie. Ek het nie mense wat weg is nie. Ek het nie bevorderings nie. Ek het nie aansoeke gekry van die regte groeperingsmense met die regte vaardighede nie. Ja. Om te kan sê, dis hoekom. So jy moet nou voorbereid wees om te weet, hulle gaan jou probeer aanvat daarop. My NASA kan natuurlik help met daai tipe van planne en doelwitte en goeder. Ek dink, Jaco, en hierdie is net 'n belangrike punt, dit is, dis, wat jy sê is kompleks. Daar's 'n paar uitdagings hier om te bowe te kom. Maar hierdie is 'n eksistensiële oomblik vir jou besigheid. As jy verkeerd trap hier, kan dit vernietigend wees. So, waar mense in die verlede vir mindere belangrike regulasies maar eenvoudig op 'n konsultant staat maak en jy weet sakelei wil net die dinge uit die pad kry, ons kan aangaan met besigheid. Is hierdie waarskynlik een van daai goed waar jy nie net jou konsultant se aanbevelings sommer net kan aanvaar. Jy gemoed, dis 'n eksistensiële sake oomblik, en jy moet seker maak jou konsultant kan vir jou verduidelik hoekom hy jou geval so hanteer en aanbeveel soos hy doen. En ek wil amper sê dis die oomblik om 'n tweede mening te kry. Dis as jy 'n kritieke mediese diagnose kry. Jy vertrou jou dokter, jy gaan waarskynlik sy advies volg, maar jou lewe hang hiervan af. Jou besigheid se lewe hang hiervan af, so jy kry 'n tweede mening, en ek wil sê ek dink NASA is 'n plek om 'n tweede mening te kry. Ja, en ek stem saam met jou, Piet. Ek dink veral veel groter besighede wat in-huis konsultante het wat dit doen, en mense wat eksterne konsultante gebruik. Baie van hulle is ongelukkig net daar om nakoming te doen, en hulle besef nie noodwendig die wye implikasies van blinde nakoming nie. Jy kan tog nie jou besigheid op die basis van 'n spreadsheet hardloop met 'n teiken met iemand anders vir jou besigheid gestel wat dit glad nie verstaan nie. Dit maak nie sin nie, en dit sal éventueel jou besigheid vernietig. Ja, een van die risiko's hier is ook dat jy jouself kompromiteer deur te onderneem om sekere goed na te kom wat jy nie kan nakom nie. En dan as jy later in litigasie of as daar 'n moontlikheid van 'n boete teenoor jou is, dan word die kwessie nie meer of jy die minister se teikens nagekom het, dit was of jy nagekom het wat jy self gesê het jy gaan doen. Correct. So daai risiko's is eksistensiël, en jy moet die hele pakkie minimeer, nie net die risiko ten opsigte van die minister nie. Dis 100%. Ja, jy moet dis ek sê jou eie doelwitte stel uniek aan jou besigheid om seker te maak dat jy ten minste 'n kans het om te bereik, en as jy dit nie kan bereik nie, dan ten minste regverdigingsgronde het om te sê dis hoekom ek dit nie bereik het nie. Goed, Jaco, daar's meer besonderhede hieroor wat sakelei kan oorweeg om dit te doen. Kontak asseblief van NASA. Jaco en sy span staan by en gereed om julle te help hierso. Hoe meer besighede hierteen terugdruk. En ek wil sê vir die eerste keer in 'n lang tyd is hier veiligheid in getalle, safety in numbers soos hulle sê. Want hierdie teikens, sogenaamde teikens is quotas, is onmoontlik om na te kom. So vir die eerste keer gaan besighede gaan nie die uitsondering meer wees nie, want ons kan nie almal hierdie ding nakom nie. So ons het die gerusstelling hier dat in die volgende 5 jaar is die meerderheid van besighede in dieselfde bootjie. So ons het veiligheid onder mekaar, maar hoe beter almal die proses aanpak, weerstand maksimeer, risiko's minimeer, etiek nastreef, hoe beter. So kry die besonderhede daar by NASA. Jaco, ek wil oorgaan na die tweede deel van die gesprek. Kortliks. Die hof het verlede week teen Sakeliga NASA bevind. Die hof het bevind dat daar nie 'n dringende intrek toegestaan moet word teen die inwerkingtreding van die regulasies nie. Daarmee het die hof ongelukkig 'n reaksie gevolg veroorsaak van skade. Wat ons wou verhoed met daardie intrek. Die skade gaan blywend wees in soverre sakelei hierdie nakom en nie hulle weerstand minimeer nie, maar selfs met die minimering gaan daar nog weerstand wees. Maar ons het ander prosesse wat ons nou gaan volg om so gou as moontlik die ding nog steeds stop te sit en om te draai wat nodig is.
hoe lyk daardie pad vorentoe uit 'n regsoogpunt? Ja, so die proses verder is tweeledig. Wat onthou moet word is dat die aansoek wat aangehoor is het twee dele. So die eerste deel was waarop die hof nou uitspraak gelewer die dringende interdik ten einde die implementering van die regulasies op 1 September te stop wat ons nou verloor het. Die tweede deel handel oor die hersiening van die minister se handeling om die regulasies in te stel in die eerste plek. Was dit arbitrair, was dit redelik geweest, was 'n klomp gronde daarvoor, en tweedens of die magtiging wat aan die minister toegedig is om enigstens hierdie teikens te stel, enigstens grondwetlik is. So dit sal sy gang gaan en daai aansoek sal beter tyd aangehoor word. Die tweede deel is dat ons direk na die konstitusionele hof toe gaan appeleer teen die uitspraak van die hof laasweek. Ons is van mening dat dit so skreiend verkeerd is, so skreiend teen regsbeginsels is, dat die konstitusionele hof hopelik vir ons direk toegang sal gee om na hulle toe te appeleer. Hierdie saak is van publieke belang, die uitspraak is teen beginsels wat die konstitusionele hof self al gestel het ten opsigte van magte van die Hooggeregshof. So ons het 'n hoop dat die konstitusionele hof sal aanhoor en hierdie uitspraak sal omswaai en wel die interdik sal toestaan. Goed, uitstekend. So ons gaan sowel op appel met die dringende deel, ons gaan op die normale rol voort met die hersiening, en dan is daar die advies wat julle gee om die skade te minimeer. Ek weet ook dat ander opsies wat al geopper is en wat baie besighede eintlik al vir jare doen, want selfs die teikens voordat dit kwotas was alreeds 'n onbeslommernis geweest. En een van dit is herstrukturering van maatskappye, verbrokkeling in kleiner dele. Ja. Dus alles is duur en alles is kompliserend. Dis nie maklik nie, so dis nie 'n goedkoop oplossing of 'n nulkoste nie, maar dit is seker ook 'n opsie, deel van 'n suite. Dit los nie die probleem op nie, maar is dit 'n opsie? Natuurlik is dit 'n opsie en werkgewers sal aangehou hulle sal doen om dit eenvoudig hulle maatskappye op te breek het minder as 50 werknemers het. Die probleem natuurlik daarmee is jy sê dis finansiëel duur want daar is klomp administrasie wat bykom met elke maatskappy. En tweedens belemmer jou groei. Ja. So nou gaan elke individuele maatskappy se raai by 50 uitkom en jy weer verder verdeel en weer verder en dis nie goed vir besigheid nie. Ek bedoel dit maak nie ekonomie sin om dit te doen. Ja, veral op 'n groter vlak as jy kom by oornames en groot koöperatiewe transaksies en jy moet met klomp klein besighede werk. Dis juis ekonomie van skaal wat jy wil bereik. Presies, dis nie 'n praktiese langtermyn oplossing nie. Ja. Vriende, jammer om te sê ongelukkig dat die beslissing van die hof verkeerd soos dit was, nou tot baie skade lei. Die belangrikste rol wat ons as sakelei kan doen en as verantwoordelike mense van ons gemeenskappe en in 'n land waar baie dinge verkeerd loop, is om die skade van hierdie regulasies so min as moontlik te maak. En die korrekte etiese optrede in elke geval so hoog as moontlik te maak. Nie net in die belang van ons eie besighede nie, maar in die gemeenskaplike groter belang. Van NIASA en Sakeliga se kant af is ons onderneming om nie op te hou om hierdie regulasies teen te staan nie. Die dele wat geïmplementeer is, sal ons terugdraai en die dele wat nog nie geïmplementeer is nie, gaan ons stop. En tot die mate dat dit nodig bly om hierdie projek voort te sit, sal ons vir altyd aanhou. Ons gaan nooit hierdie wanorde en skade aanvaar nie. Dis jammer dat daar in die tussentyd skade moet wees, maar ons verwelkom die ondersteuning, ons verwelkom die samewerking en elke weerstand van besighede wanneer hulle dit verantwoordelik doen met so min as moontlik skade vir hulle self, so min as moontlik regsrisiko vir hulle self, maar so maksimum as moontlik etiese optrede, gaan ons help om die waar deur die drif te trek. Jaco, enige afsluitingswoorde van jou kant? Ja, dankie Piet. Ek wil net jou ego, ek dink dis tyd om saam te staan nou. Ons kan nie toelaat die regering aanhou om toenemend so in te gryp in die privaat sektor en in die samelewing nie. En om probeer om dit te herskep in 'n beeld wat nie gaan werk nie. Ons moet hierdie goed aanveg en ons moet die orde herstel, soos jy sê. Dit was Jaco Swart, uitvoerende bestuurder by NIASA. My naam is Piet Leroux van Sakeliga. Vasbyt, deurdruk, kom ons doen die regte ding.